Jy is 'n seun van die Allerhoogste God. Deel 5. Die doel van hierdie reeks is om die waarheid oor die kennis van die Seun van God in die Bybel vir jou te wys, sodat jy hierdie kennis gaan gebruik om te groei tot 'n volwasse man tot die mate van die volle grootte van Christus. Lees of luister eers deel 1 tot 4 alvorens jy hierdie gedeeltes verder bestudeer. Nou wat baie belangrik is om nou te verstaan, is dat jy die keuse het om te glo wat ons sover geleer het en te groei tot die volheid van Christus, of jy kan besluit om dit te ignoreer en aan die ou manier van dink vas te hou en 'n diensknegt te bly en nooit jou voorregte as 'n seun te kry nie. Nou kom ons lees wat daar geskryf staan oor 'n kind en 'n diensknegt. Ons lees dit vanaf Galasiërs 3 vers 28. Daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer man en vrou nie, want julle is almal een in Christus. En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename. Maar ek sê, solank as die erfgename kind is, verskil hy niks van 'n diensknegt nie, al is hy heer van alles. Maar hy staan onder voogte en bestuurders, tot op die tyd tevore deur die Vader bepaal. Hoor nou hierso, so was ons ook, toe ons kinders was, in diensbaarheid onder die eerste beginsels van die wêreld. Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was los te koop, sodat ons die aanneming van kinders kan ontvang. En omdat julle kinders is, het God die gees van sy seun in julle harte uitgestuur. Hoor nou hierso, en hy roep, Abba, Vader. Daarom is ek en jy nie meer 'n diensknegt nie, maar ons is 'n kind, en as ons 'n kind is, dan is ons 'n erfgenaam van God deur Christus, en dis hoekom ons al hierdie groot beloftes van God kan ontvang. Galasiërs 4 vers 1 sê dat indien 'n erfgenaam 'n kind is, verskil hy niks van 'n diensknegt nie, al is hy heer van alles. Nou dieselfde beginsel geld vir ons as gelowiges. Jy kan besluit om 'n kind te bly en nie saam met Jesus 'n erfgenaam te wees nie, of jy kan besluit om te groei tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus, en dan alles te erf wat Jesus vir jou deur sy dood en opstanding bewerkstellig het. Nou ons het hierso in Galasiërs 3 en 4 nog verdere kennis opgebou oor die Seun van God, en dis hierdie 2 punte. Jy's nie meer 'n diensknegt nie, maar jy's 'n kind van God, en jy's 'n erfgenaam van God deur Jesus Christus. Ek dink dat Efesiërs 4 vers 11 tot 13 teen hierdie tyd vir jou begin oopgaan, en dat jy die grootheid daarvan begin verstaan. Kom ons lees dit weer. Jesus het apostels, profete, evangeliste, herders en leraars gegee, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof, hoor nou hierso, en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Nou deur God se genade gaan ek nou nog meer oor die Seun van God uit die Bybel vir jou lees, sodat jy kan groei tot die mate van die volle grootte van Christus, want dit is wat die skepping uitroep, om God se seuns te kan ontvang. So die volgende punt wat ons leer is dat God is meer van as ons hart, en God weet alles. Ons lees dit in 1 Johannes 3 vers 19 en 20, en hieraan weet ons dat ons uit die waarheid is, en ons sal ons harte voor hom gerus stel, want as ons hart ons veroordeel, God is meer as ons hart, en hy weet alles. Omdat jy 'n seun van God is, weet jy ook alles, want jy het die salwing van die Heilige Gees, en dis wat 1 Johannes 2 vers 20 sê, julle het die salwing van die Heilige Gees, en weet alles. Toe Jesus op die aarde was, het die Vader alles vir hom gegee wat hy gevra het. Ons lees dit in Johannes 11 van vers 21. En Martha sê vir Jesus, Here, as u hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie, maar selfs nou weet ek, dat alles wat u van God vra, God u sal gee. Jesus sê vir haar, jou broer sal opstaan. Nou net soos Jesus, ontvang jy as 'n seun van God ook wat jy bid,
as jy dit net wil glo. 1 Johannes 3 vers 21 en 22 sê, geliefdes, as ons hart ons nie veroordeel nie, dan het ons vrymoedigheid teenoor God, en wat ons ook al bid, ontvang ons van hom, omdat ons sy gebooie bewaar, en doen wat welgevallig is voor hom. Nou niks is vir God onmoontlik nie. Dis wat Lukas 1 vers 37 sê, by God is geen ding onmoontlik nie. Nou omdat jy 'n seun van God is, en as jy kan glo, is niks vir jou onmoontlik nie. Kom ons lees dit, Matteus 17 vers 20. Jesus antwoord hulle, deur julle ongeloof, want voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof het soos 'n mosterdsaad, sal julle vir hierdie berg sê, gaan weg hiervandaan daarna toe, en hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Nou 'n mosterdsaad weet dat hy sal groei, omdat hy 'n saad is. Daarom kan jy groei, omdat Christus in jou is. En dan kan jy enige iets doen, wat in sy wil is. Nou Jesus was die lig van die wêreld, toe hy in die wêreld was. Ons lees dit in Johannes 8 vers 12. Jesus het weer met hulle gespreek en gesê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal sekerlik nie in duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. In Johannes 9 vers 5 sê, solank as ek in die wêreld is ek die lig van die wêreld. Maar jy is nou die lig van die wêreld, omdat Jesus Christus in jou bly. Matteus 5 vers 14. Julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Nou Jesus het eer en heerlikheid van die Vader ontvang. Ons lees dit in Lukas 3 vers 22. En die Heilige Gees het in 'n liggaamlike gedaante soos 'n duif op hom neergedaal, en 'n stem het uit die hemel gekom wat sê, U is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. Nou Jesus het jou ook die heerlikheid gegee, wat die Vader hom gegee het. Ons lees dit in Johannes 17 vers 22. Ek het hulle die heerlikheid gegee wat U my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Nou God is lig. 1 Johannes 1 vers 5. Dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het en aan julle verkondig. God is lig en geen duisternis in hom nie. Maar jy moet onthou, omdat ons het mos nou al geleer, ons is kinders van God wat uit hom gebore is. So dit beteken dat jy ook lig is, want jy's 'n kind van die lig, en daarom kan daar nie meer duisternis in jou wees nie. 1 Tessalonisense 5 vers 5 sê, julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nie van die dag, van die nag of die duisternis nie. Dit is daarom awesome, hierdie geweldige waarhede wat ons nooit geleer het nie. Kan jy sien God se begeerte? Hy het jou gemaak om soos sy seun te wees. Nou kom ons herhaal weer die punte wat ons sover geleer het. En onthou, ek het die meeste van hierdie goed net gelees, dis nie my opinie nie. So kom ons leer gou weer, ons som op wie jy in Christus is. Jy is uit God gebore. Jy is een gees met God. Jy is in God en hy is in jou. Jy is God se seun en hy is jou Vader. Jy is regverdig. Jy is net soos wat Jesus is nou in hierdie wêreld. Jy het die volheid van die Godheid wat in Jesus liggaamlik is. Jy is heilig want Jesus het jou heilig gemaak. Jy is Jesus se broer. Jy is die vrug van die koringkorrel wat gesterf het. Jy is nie meer 'n diensknegt nie, maar jy is nou 'n kind van God. Jy is 'n erfgenaam van God deur Jesus Christus. Jy het die salwing van die Heilige Gees en weet alles. Jy ontvang alles wat jy ook al bid, as jy net sal glo. Jy kan enige iets doen, want niks is vir jou onmoontlik nie, want jy is 'n seun van God. Jy is die lig van die wêreld. Jy het Jesus se heerlikheid wat die Vader hom gegee het, ook ontvang. Jy is 'n kind van die lig, en jy kan dus doen wat Jesus gedoen het, en nog meer
as dit. Kom ons bid saam. Dankie Vader vir die openbaring van Jesus Christus en die kennis wat ons kan verkry om gevul te word met al die volheid van God. Ek wil afsluit met hierdie persoonlike vraag om oor te gaan nadink. Glo ek dat ek 'n seun van God is, of dink ek nog steeds soos 'n diensknegt?